Ons kom vandag af met 'n reeks en ek is baie opgewonde oor hierdie reeks want hierdie reeks is ons DNA. Hierdie reeks wat ons hierdie volgende 4 weke gaan preek is so belangrik in jou en in my lewe, want dit gaan vir my en vir jou net weer eens die vertroue gee om dit te doen waarvoor die Here ons geroep het. En hy het ons geroep om 'n verskil te maak. Hy het ons geroep om mense raak te sien. Hy het ons geroep om dinge raak te sien wat die gewone ou nie sien nie. Hy het ons so gemaak dat ons met ander ore luister, dat partykeer sê mense iets en dit gaan verby mense, maar vir ons as gelowige mense moet daai goed jou vaslaan. Jy moet hoor wat die ander nie hoor nie. Jy moet dit kan beleef. Jy moet sensitief kan wees vir die mense om jou. En dan het ek en jy die geleentheid om sy liefde wat hy het vir ons en vir mense om ons te gebruik om daai liefde te demonstreer. Is om daai liefde wat hy vir ons het te gaan openbaar. Dis tog wat ons sê wat Noordkampus is om die transformerende liefde van God alom bekend te maak. Met ander woorde, om by mense uit te kom. En ons gaan 'n bietjie praat oor God se medelee wat hy vir mense het. Nou, daar's 'n klomp woorde wat jy kan gebruik. Die Engelse een is eintlik die lekkerste. Die Here het 'n compassion. Hy het 'n compassion vir mense. In Afrikaans bietjie armer, medelee, meeleef, barmhartig. Jy kan die woordjie insit wat vir jou die beste werk, maar ons gaan kyk in hierdie volgende paar weke, hoe kan ons dalk 'n reis van selfsug waar dit gaan oor my en wat ek wil bereik en hoe ek dinge wil sien moet gebeur, hoe God vir jou en vir my kan verander om nie op ons eie behoeftes te fokus nie, maar om dit raak te sien wat regtig belangrik is, om mense raak te sien, om behoeftes raak te sien en dit dan uit te leef. So vir die volgende paar weke, volgende week is Wayne in die woord en die week daarna Aubrey en dan sluit ek die reeks af en ek wil vir jou vra, moet dit nie misloop nie. Wees deel, doen saam die stukkies wat jy op die Sondag gaan kry en deur die week gaan kry en stap hierdie pad saam met ons. So, dit gaan daaroor in hierdie volgende tyd dat jy God sal ontmoet vir wie hy is en sy karakter sal ontmoet en dit dan te gaan uitleef. As ons kyk na die gemeente in Korintiërs, ons gaan nou 'n gedeelte stukkie lees daarvan, dan sien ons Paulus skryf hierdie boodskap aan die gemeente. En as jy kyk na die stad, dan sal jy sien dat die stad Korinte was 'n komplekse stad. Dit was 'n stad gewees waar daar klomp dinge gebeur het. En daardie klomp dinge was nie goeie dinge gewees nie. Dit was 'n handelsstad, maar klomp mense bymekaar uit verskillende kulture, agtergronde, sosiale klasse. Dit was 'n stad gewees wat bekend was dat dit 'n morele losbandige stad was. En hierdie het groot invloed gehad op die gemeente van Korinte. Daar was ook verdeeldheid, daar was kompetisie gewees, selfgesentreerdheid. Mense wat eerder na hulle eie belange omgesien het as om die mense om hulle sin raak te sien. So hulle was selfgesentreerd gewees. En Paulus skryf 'n brief aan hulle om te sê, stop die bus. Ek wil julle iets anders wys. Ek wil julle iets anders leer van hoe dit moet wees. En dieselfde vraag wat hy vir hulle vra hy ook vir my en vir jou, nie van hoe kan God my help nie, maar hoe kan God my gebruik om ander mense te help. Hoor hierdie gedeelte, 2 Korintiërs 1, 3-4. Aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy is die Vader wat hom ontferm en die God wat in alle omstandighede moed gee. Hy gee ons moed in al ons moeilike omstandighede. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilike omstandighede is. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Ek dink wat belangrik is om hier raak te sien dat
die Vader, God, is die bron van medelee. Dis die bron. As ek en jy wil weet hoe lyk dit om medelewend, medelyend of barmhartig te wees, dan is dit vir jou en vir my belangrik om by die bron daarvan uit te kom. En dit is wie God is. Hy het nie net die eienskappe daarvan nie, dit is wie hy is. Dit is hy. Dit is sy hart. Dit is soos wat sy hart klop. God is die bron daarvan. So as ons wil weet hoe lyk dit, moet ons gaan kyk hoe lyk God. En ons moet vandag vir mekaar sê dat dit is hy ook in hierdie konteks wat vertroos en wat na mense kyk en omsien, en so ook in ons eie lewens is dit belangrik om eers iets te doen te hê met die ware God, met sy hart, om dit te kan verstaan. Want eers dan sal jy dit kan leef. Wanneer jy sy genade beleef, wanneer jy sy liefde ervaar, wanneer jy sy vertroosting ervaar, dan gaan daar iets in jou lewe gebeur, dan kan daar iets in jou lewe verander, maar sonder dit gaan daar niks gebeur nie, gaan daar niks kan verander nie. So God wil jou en my gebruik om 'n verskil te maak. Hy wil jou en my gebruik om te gee. Hy wil ons vertroos sodat ons vertroosting kan gee. Hy wil jou en my bemoedig sodat ons ander mense kan bemoedig. Hy wil jou aanvaar soos wat jy is, met die doel dat jy ander ook aanvaar soos wat hulle is. En ek wil graag jy moet hier hoor dat dit gaan oor die hart. Dit gaan om by die hart van God uit te kom. Want alleenlik as jy by die hart van God uitkom, gaan hierdie vir jou sin maak. So, dit is om te ontvang, en as ons ontvang, dan vorm dit ons. En as dit ons vorm, dan het ons die geleentheid om te kan optree. Het ek en jy die geleentheid om 'n verskil te kan maak. Nou die volgende paar weke gaan ons stil staan by 'n gelykenis wat almal ken. 'n Baie bekende gelykenis. Die gelykenis van die verlore seun. En ons almal ken die storie en ek gaan dit tog weer vir jou lees. In die 2020 vertaling, jy ken dalk die 83 vertaling. So hoor wat sê die 2020 vertaling. Verder het hy gesê, dit is Jesus wat aan die woord is. 'n Man het 2 seuns gehad. Die jongste een van hulle het vir sy vader gesê, Vader, gee my deel van die eiendom wat my toekom. Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. En nie lank daarna nie, die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n ver land gereis. En daar alles wat hy besit het, deur sy losbandige leefwyse verkwis. Teen die tyd dat hy alles uitgegee het, het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek en hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie land se inwoners wat hom na sy boerdery gestuur het om sy varke op te pas. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die pele wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. Toe het hy egter tot sy sinne gekom en gesê, hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger. Ek sal opstaan en na my pa gaan en vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie langer werd om u seun genoem te word nie. Behandel my soos een van u dagloners. Hy het toe opgestaan en na sy vader gegaan. Hy was nog ver weg, toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry en hom gehardloop, om hom hels en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy vader, Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee, bring gou 'n lang stola, die beste een en trek dit vir hom aan. Geef vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en fees vier, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en is weer gevind. En toe het hulle begin fees vier. Die oudste seun was in die veld. En toe hy terugkeer en naby die huis kom, hoor hy musiek en 'n gedans.
Hy roep toe een van die dienaars en verneem hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord. En jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy was briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie, maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat. Maar hy het vir sy vader gesê, kyk, ek sloof my al soveel jare vir u af en het nog nooit 'n opdrag van u verontagsaam nie. En vir my het u nie nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar toe hierdie seun van u terugkom, wat u besittings op prostituie uitgemors het, slag jy vir hom die vetgemaakte kalf. En toe sê hy vir hom, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is joune. Ons moet feesvier en bly wees, want jou broer was dood, en hy het lewendig geword. Hy was verlore, en is weer gevind. Tot sover. Ons almal ken die verhaal van die verlore seun. Maar ons wil vandag bietjie anders na hierdie gedeelte kyk. En elke rolspeler wil ons bietjie by gaan stil staan. By die vader, die verlore seun en dan ook die broer. En ons wil vandag bietjie gaan kyk na die optrede van die vader. En daardie gesindheid wat ons sien in daardie vader se hart, moet ook in ons harte leef. Moet ook deel van ons harte wees in die manier van hoe en ek en jy optree. Want dit gaan oor die hart van die Vader. En Jesus wys vir ons wie die Vader is en hoe die Vader reageer wanneer sy kinders gebroke of stikkend of verlore of net ver van hom af is. En ons ervaar die Vader as iemand, as die bron van medelee. Iemand wat intens omgee, wat ontsettend lief is. Al het die kind of seun sy rug op hom gedraai, maak dit nie saak nie. 'n Vader se liefde wat nie opgebruik kan word nie. 'n Vader se liefde vir 'n kind wat dit nie eintlik verdien nie. Die liefde, leer ons en sien ons, was nie 'n beloning gewees vir goeie gedrag nie. Kyk ons na die verlore seun, hy ontvang dit. Hy ontvang hierdie barmhartigheid, hy ontvang hierdie medelee. Hy kom terug nadat hy alles verloor het. Hy kom gebroke terug, hy's verneder. Hy besef, hy het verkeerd gekies. Hy besef sy keuses en besluite was nie reg gewees nie. En hy kom terug om eerder die posisie van 'n slaaf te wees as om 'n seun te wees, maar hy ontmoet sy pa en hy beleef hierdie medelee wat sy pa vir hom het. Hy ervaar sy genade, hy ervaar sy liefde, hy ervaar sy aanvaarding, hy aanvaar sy herstel wat hy vir hom gee. En hy beleef sy hart. Die oudste seun sukkel, hy kan nie verwerk nie. Dis nie vir hom regverdig nie. Hy is die een wat by die huis gebly het, hy is die een wat sy kant gebring het. Hy is die een wat getrou was, hy is die een wat hard gewerk het. Maar sy hart was nie noodwendig soos sy vader se gewees nie. Jy sien, hy het geglo, liefde moet verdien word. Hy het gedink, ek werk, ek is gehoorsaam, ek doen wat reg is, en daarom verdien ek die Vader se liefde. Jy sien, want dit is 'n baie gevaarlike punt om daartoe te beweeg. Wanneer ons mense hanteer op grond van wat hulle doen. As ons mense hanteer op grond van wie dit verdien. Wie was reg? Wie was verkeerd gewees? Maar in hierdie konteks sien ons dat die Vader het medelee vir almal. En sy medelee werk anders as wat ek en jy dink te doen. En in hierdie konteks en in hierdie reis waarin ons nou besig mee is om hierdie pad te loop, is ons geroep om soos die Vader te wees. Om soos die Vader
op te tree. Ons is nie net geroep om die Vader se medelee te ontvang nie. Ons is nie net geroep om net in te neem en te kry en te vat en te geniet en dit te hou vir onsself nie. Nee. Ons is geroep om die Vader se medelee te weerspieël. Dit gaan beteken om mense te begin raak sien soos wat God hulle raak sien. Om te leer om mense te aanvaar. Te leer om mense te vergewe. Om te leer om mense wat geval het in die lewe weer op te help. En dalk net mense wat ver is, net weer te omhels en deel te maak. Jy sien, want ons het te doen met mense wat verlore is. Ons het te doen met mense soos die verlore seun, wat gebroke is, wat stikkend is. Mense wat verkeerde keuses maak. Verkeerde keuses maak in jou huishouding, by jou werk, jou familie, jou vriende. Mense wat God teleurgestel het. Mense wat ander mense dalk seer gemaak het. Maar ons ervaar in hierdie reis dat God se liefde baie groter is as enige een se mislukkings. En om te waak, om nie soos die oudste te dink dat liefde en om goed te wees beteken dat mense dit moet verdien nie. Om te kyk na ander se foute en te wonder, maar hoekom moet hierdie ou nog 'n kans kry? En ons kan so baie maklik daarin verval waar ons op die regterstoel sit en ons sekere keuses en besluite maak. En waar ons besluit wanneer gaan ons wat doen of wat gaan ons nie meer doen nie. Ons dalk te vergelyk met die ou langs ons en te sê gelukkig is ek nie so vrot sleg soos hierdie ou langs my nie. Jesus herinner ons dat ons nie net ontvangers van God se liefde en sy medelee is nie, maar dat ek en jy ook die draers daarvan is. Ons word geroep om soos die Vader op te tree. En die voorbeeld wat hy vir my en vir jou gee is hy wag. Hy sien. Hy beweeg nader. Hy omhels. Hy herstel. Hy vier fees. En dis die karakter van God, wat hy in jou en ook in my lewe wil vorm. Ons word geroep om so op te tree. Ons word geroep om die verskil te wees. Ons word geroep om daar te wees waar niemand dit raak sien nie, waar niemand dit hoor nie, maar waar jy ingestel is en 'n verskil maak. So wat is die kern van hierdie boodskap vandag? Dat ware medelee is gewortel in die hart van God. En ek en jy is op die pad en ek en jy moet dit ervaar. En ons kan dit nie ervaar as ons daarvan hoor nie en mense vertel ons daarvan nie. Nee, dit is 'n lewendige verhouding waar jy God se liefde en sy teenwoordigheid in jou lewe ervaar. Dat is 'n rema woord in jou lewe, dis eg, dis inspraak, dis deel van jou lewe. Jy kan nie anders as om dit nie uit te leef nie. Dit word meer, dit vorm jou identiteit. Want dit is deel van jou ervaring. En dit word sigbaar wanneer ons bereid is om ander lief te hê, te aanvaar, te vergewe, te omhels, te vertroos en net daar te wees soos die Vader wil hê ons dit moet doen.
So ons ontmoet die bron wat vir my en jou leer wat is medelee. Ons omhels dit, ons koester dit, ons maak dit deel van ons lewens en dan gaan ons verder en dan gaan leef ons dit uit. Want ons kan nie anders as om dit te doen nie. God wil jou gebruik. Hy wil my gebruik. Hy het jou geroep om diensbaar te wees. En daardeur wil hy hê dat ek en jy gehoorsaam moet wees aan sy stem. Daarom het hy jou geroep en het hy jou in sekere spasies geplaas waar jy 'n verskil kan maak. Jy's dalk 'n bestuurder of jy's dalk in 'n senior posisie. Jy's dalk 'n eienaar. Jy's dalk hoof van 'n afdeling. Hy het jou gemaak om mense raak te sien soos wat hy mense raak sien. Dat jy na die storie sal luister met 'n ander oor. Dat jy die sekere goeie mense se lewens sal raak sien wat misgekyk word. Dat jy verby al die trimmings en die mooi kyk en die persoon raak sien. En dan met daai persoon stil te staan. En iets van Christus in sy lewe te openbaar. Iets dalk in sy lewe sal ontsluit wat sy hele lewe kan verander. Wat jou lewe verander het. En hoekom dit dan terughou. Ons moet vir mekaar sê waarmee begin het. Jy kan nie gee wat jy nie het nie. As jy nog nooit God ervaar het as 'n persoon wat vir jou lief is en wat vir jou omgee en wat barmhartig en medelydend is teenoor jou en saam met mense meeleef nie, gaan jy dit nooit kan gee nie. Want jy verstaan dit nie. Dit is nie deel van jou nie. Dit maak nie vir jou sin nie. In hierdie volgende 4 weke wil ek vir jou vra, stap die pad saam. Maak jou hart oop. Wees deel van hierdie aksie om jou en my nog meer te verander soos wat hy graag wil hê ek en jy moet wees. Ek en jy moet opleef. As ons vandag sê hierdie is 'n plek van hoop, dan moet ons sekerlik die hoop kan gaan uitdra. Moet ons sekerlik die behoefte kan gaan sien. Dit gaan ons motiveer. Dit gaan vir my en jou help om te groei in dit waartoe hy jou en my wil lei. Ek wil vra daar waar jy sit dat jy jou oë sal sluit. En ek dink dit begin met 'n opregte besluit om te sê, Here, ek het U voluit in my lewe nodig. Hierdie koppie kan nie half vol wees nie. Hierdie koppie kan nie 'n kwart vol wees nie. Ek het nodig dat U my oorlopends toe vol sal maak. Want alleenlik wanneer ek vol van U is, sal U karakter ook in my lewe oorspoel na ander mense toe. Sal ek ook dit kan raak sien wat U raak sien. Sal ek ook U hartklop kan ervaar soos wat U mense ervaar. En dit begin met oorgawe. Dit begin met 'n keuse, 'n besluit om te sê, Here, maak my vol. Maak my vol van U Heilige Gees. Miskien hier daar waar jy sit en jou oë is gesluit. Wil jy nie in jou eie woorde vir die Here vra, Here, maak my vol. Maak my vol van U liefde. Maak my vol van U teenwoordigheid. Verwyder dit wat daar
nie moet wees nie. Maak my lewe skoon. Miskien sê die Here vanmôre vir jou, dalk in jou gedagtes, wat is daar wat 'n blokkade veroorsaak? Wat is daar wat dalk verhinder dat jy nie sy volheid kan beleef nie? Ek glo vanmôre wil die Here vir ons sê, ek wil jou volmaak. Ek wil hê jy moet oorloop van my liefde en my barmhartigheid en medelee. Maar daar's 'n blok. Die woord sê dit so mooi. Hy sê dat as ons sondes bely, God is getrou en regverdig. Waarin is hy getrou? En waarin is hy regverdig? Kom ek vertel jou. Aan dit wat Jesus Christus vir jou en my in die kruis kom doen het. Daarom vergewe hy. Daarom maak hy skoon. En daarom wil hy ook vanmôre in jou en in my hart die bevestiging kom gee dat hy jou wil gebruik. Dat jy deel van sy plan is. Hemel Vader, dankie vir wie U is. U wat ons kom omhels. U wat Uself verheug oor ons. Ek sien hierdie prentjie in my kop hoe die Vader die pad afhardloop na sy seun toe en die blydskap en die opgewondenheid en die ontmoeting, die druk, die soen, die vashou. My kind is terug. Hy's veilig. En Here, so voel U ook oor ons. U omhels ons ook. En wil ons ook vasdruk en ons net saam met ons fees vier. En ons wil die eer vanmôre vir wie U is. Dat U 'n God van liefde omgee, barmhartig is. Maar Here, U wil ook hê dat ons dit ook moet gaan leef. En hier in die nuwe week, Here, wil ons bid dat U ons sal help. Dat ons sal fokus op U in ons lewens. En dat ons sal ervaar dat ons harte gaan begin klop vir mense. Dat ons anders na hulle gaan luister en anders na hulle gaan kyk en anders gaan optree as hulle by ons is. Selfs in ietsie klein, soos dalk net ons liggaamshouding, Here, dat mense in ons liggaamshouding sal ervaar dat hulle vir ons belangrik is. En dat ons hulle raak sien. Want U sien mense raak. En U hart klop vir hulle. Here, wanneer ons na ons gemeenskap kyk, dat ons soos U sal sien en die gebrokenheid en die stikkenheid sal raak sien. Maar dat ons nie net dit sal sien nie, maar dat ons 'n dryf in ons sal hê om verandering te bring. Om dit te herstel wat stikkend is. Ons het U hulp nodig, Here. Ons kan dit nie uit ons eie uit doen nie. Maar dankie vir U krag en die teenwoordigheid in ons lewens. Om die hart van die Vader ook te kan openbaar. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.